Baie welkom in vanoggend se erediens. Hier so die laaste Sondag van 2024. So baie welkom. Skoon. Mag dit vir u ook 'n goeie ervaring wees om saam met medebroers en susters in geloof dan ook ons Here se aangesig te soek en ook hoe hy van ons vra om dan voor sy aangesig te leef. As die besoekers is, baie welkom. Jy is welkom om ook na die tyd saam met ons 'n koppie tee of koffie te kom drink en vir ons te vertel van wat se deel van die land is u, waar u dan ook as gelowiges dan besig is om God se koninkryk te laat kom. So baie welkom aan julle ook. Vriende, 'n paar afkondigings wat ek net wil uitlig vinnig. Die eerste ene wat ons nou moet kyk is Dinsdagmiddag 5:00 het ons oujaarsdiens. Ons gaan van 4:00 af weer bymekaar kom, sommer 'n tee en koffie bring. Die ou reëling met sulke geleenthede, bring 'n bordjie eetgoed saam en ons sit dit neer en ons almal eet saam. So Dinsdag 1600 uur kom ons bymekaar, maar die diens sal dan 1700 uur dan aanvang neem. So jy is almal baie welkom. Volgende Sondag 9:00 is daar dan ook dan 'n erediens en dan Donderdag, as ek nou reg is dit oom Eddie se roudiens. Dan die Martie, hoe laat is dit? 11:00, nee. 11:00 Donderdag is dit dan die diens van oom Eddie wat dan afgesterf het. So ons dink ook nog steeds aan Tannie Martie en Eddie hulle in hierdie tyd. Vriende, as ons dan kyk na Woensdag die 8de Januarie, dis nou alweer 'n week verder, dan is daar vergaderings, diensverhouding en finansies vergadering. Dan die voorbidding het ons vir oom Bokkie Meyer, oom Johan Bosthoff, dan Tanya van Splinter wat in die hospitaal is en dan ook oom Gideon van die kerk wat ook in die hospitaal is. Ons vra dan ook voorbidding vir hulle en kom ons reik ook uit na hulle in hierdie tyd van beproewing. Die verjaarsdag vandag, verjaar Jolanda. Jolanda, ons skriba, sy verjaar vandag die 29ste, so ons sê vir haar geluk met haar verjaarsdag. Ek het haar nie hier gesien nie. So ons kan vir haar geluk sê met haar verjaarsdag. Maandag, môre is dit oom Piet van die kerk, dis oom Gideon se broer, hy's 82. Dan môre, ek het nie vir Tannie Patsy gesien, vir Tannie Patsy en Piet nie, maar vir hom 'n baie mooi ouderdom, 82, mag Here hom ook seën. Dan Dinsdag is dit Jürgen Schramm, ek het hom hier agter gesien, daar sit hy, Mark Bailey, Daniel Nieuwoud, oom Thomas word 86, ek het hom ook nog nie gesien nie, ook 'n baie mooi ouderdom, so ons sê vir hom ook geluk met sy verjaarsdag. Dan Amber Wessels, ook op die 1ste Donderdag is dit Helene Nel, ek het daai gesien, Vrydag is dit Heidi van der Merwe, en dan Saterdag is dit Mia Groenewald en oom Koenie wat verjaar Saterdag. So baie geluk aan elkeen van julle wat die verjaarsdag vier in hierdie komende week. Vriende, soos ek sê, as jy nuwe intrekkers is welkom om saam met ons tee en koffie te kom drink, die naam deur te gee na oom Hein toe en dat ons net die besonderhede op ons stelsel kry. Maar kom ons raak stil in die naam van die enigste Here. Here, hier op die einde van 2024 kyk ons op na die berge. En met 2025 om die draai wonder ons waar ons hulp vir die nuwe jaar sal kry. Maar Here, U sê vir ons in U woord, ons hoef nie daaroor te twyfel of te lank te wonder nie, want ons hulp kom van U af. U wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons gaan so 2 liedere sing. Die eerste een gaan ons staande sing, loflied. Almal van hulle is gebede. Al my liedere wat ek vir vandag gekies het is gebede. So die eerste ene is lied 272, O God van Jakob, en dan die een daarna is lied 281, Lei ons Here groot en magtig. Ons staan vir die eerste een, ons doen die tweede een sit en kom ons sing tot eer van die Here.
Here God en magtig, ons buig ons hoofde voor U, omdat ons hulp en ons krag net van U afkom. Omdat ons sorg en ons lyding van U afkom. En Here, as ons dan die skrif gaan oopmaak, Here, gee weer vir ons 'n boodskap wat nie net ons gedagtes raak nie, maar wat posvat in ons harte, sodat ons 'n verskil kan maak in die wêreld waar U ons geplaas het. Dankie Here vir elke een wat vanoggend hier is. Dankie dat U ons deur die nag behoed en bewaar het. Here, ons dink aan diegene in ons gemeente wat met vakansie is, wat op die paaie moet wees. Here, ons vra dat U vir hulle ook sal behoed en bewaar en veilig terugkry. En Here, dan bid ons en ons sê vir U dankie vir die reën wat U vir ons geskenk het. Ja, Here, is als genadegawes uit U hand uit. Maar Here, dit is U wat vir ons sorg, net soos U vir die skepping sorg. En daarom wil ons vra dat U ons nou sal voed met U woord, as ons nou gaan saam lees uit die evangelie van Lukas. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. En ons skriflesing kom uit Lukas 4 vers 42 tot 44. Nou, net so 'n bietjie aanleiding te gee, verlede Sondag het ek stil gestaan by die gesprek tussen Elisabeth en Maria, net nadat Maria van die engel gehoor het, maar sy is swanger dan met Jesus. En toe het ek gesê, die interessante van daardie teksgedeelte is dat mense tog sou gedink het dat Maria na haar verloofde toe sou gegaan het, na haar aanstaande man toe vir Josef gaan sê het, maar dit is wat nou gebeur het. Of mense sou verwag het dat sy na haar ouerhuis toe gegaan het en vir haar ma gesê, maar ma, wat doen ek nou? Het is dalk nou tyd vir daai ma-dogter gesprek wat moet plaasvind. Maar Maria doen dit nie. Maria gaan na 'n ander ouer familielid toe. En hoekom gaan sy na daardie familielid toe? Is omdat sy en daardie familielid beide in dieselfde situasie is. Hulle het iets gedeel wat die res van die wêreld nog nie verstaan het nie. Albei van hulle was swanger gewees. Maria was eintlik nog te jonk om swanger te moet wees. En Elisabeth was as gevolg van haar ouderdom eintlik nie wenslik dat sy meer moet swanger wees nie. Maar in beide swangerskappe was God op 'n besondere manier betrokke. En daarom gaan Maria na Elisabeth toe om raad te kry. En ek dink dit is hoe die Here werk. Ek het toe ons gesê die Here gee vir ons gelowiges, hy gee vir ons 'n geloofsgemeenskap. Mense wat dalk die pad al gestap het wat ek nog nie gestap het nie, wat my kan help op daai pad, en ek het weer 'n pad gestap wat iemand anders nie gestap het nie, en ek kan weer onderskraag en hulp gee ensovoorts. Dis hoekom die Here 'n geloofsgemeenskap gee. Dit was die hele Lukas 1 teks. Toe op Kersdag het ek stil gestaan by Lukas hoofstuk 2 en ons het gekyk na Maria toe Jesus gebore is, die engele wat gesing het, die herders wat kom lof bring het, toe hulle weggegaan het, maar Maria wat alles net gekoester het, wat daardie aand gebeur het. En hoe dit later weer, toe Jesus 12 was, weer dieselfde woorde voorkom, en toe het ons hom deurgetrek na Handelinge 1 en 2 toe, waar Maria tot die punt kom, maar hierdie Jesus, wat ek in die wêreld gebring het, is die hoop vir die wêreld. Nou vanoggend wil ek voortgaan deur op Lukas te fokus, en ek gaan vanoggend lees uit Lukas hoofstuk 4. Nou Lukas hoofstuk 4 is nou, Jesus is nou min of meer 33 jaar oud, sy aardse bediening begin nou net. Hy het nou net begin met sy aardse bediening, en dan is daar 'n klompie goed wat ek net vinnig gaan noem, wat ons in gedagte moet hou. Die gedeelte reg voor ons teksvers vandag is waar Jesus Petrus se skoonma gesond maak. Dan die gedeelte voor dit is waar Jesus 'n bose gees uit 'n man uitdryf. En dan die gedeelte net voor dit gaan oor Jesus wat in sy tuisdorp in die sinagoges praat. So, en dan as mens dit nou gedagte hou, dan sluit daai perikoop af met Lukas 4 vers 42 wat ek dan saam lees met u. Dan skryf Lukas vir ons: teen dagbreek het hy uitgegaan en na 'n eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek, en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê:
ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. Ons lees van tot sover. Vriende, wanneer mens Lukas 4 lees, dan gaan dit oor Jesus se begin van sy bediening, maar waar hy in Kapernaum is. En as mens die hele hoofstuk lees, dan wil dit vir mens voorkom of sy bediening in Kapernaum redelik momentum begin kry het. Hy het redelik sukses behaal in Kapernaum met sy bediening. Want Jesus het die skares gelok. Hy het skares getrek van mense wat met een of ander kwaal na hom toe gekom het wat hy aangeraak het. Jy kan maar kyk, die verse net voor ons teksgedeelte, vers 40. Hoe hy mense aangeraak het en gesond gemaak het. En dan lees ons dat Jesus, voordat Jesus Petrus se skoonma gesond maak, ons lees van die bose gees wat Jesus uitgedryf het. En al hierdie dinge het Jesus gemaak dat Jesus die skares getrek het. Die skare in Kapernaum was mal gewees oor Jesus. Hulle was mal oor dit wat hy gesê het, oor dit wat hy gedoen het. So dit is so bietjie ironies as ons hier in ons teksgedeelte lees dat Jesus uit Kapernaum uitgegaan het om homself af te sonder, om uit die weg te kom van die skare af. Daar staan by dagbreek het hy na 'n afgesonderde plek toe gegaan. Jy sien, hy moet vlug voor die mense wat na hom toe kom. Hy moet wegkom. Hy voel hy moet net uit hierdie situasie uitkom. Maar hoekom vlug Jesus? Wat lê onderliggend aan daai vlug uit die stad uit? Is dit omdat hy so 'n bietjie rus en vrede vir sy gemoed wou gehad het? Is dit omdat hy net te oorweldig was met al die mense wat elke dag na hom toe gestroom het? Was dit dalk omdat hy alleentyd saam met God, sy hemelse Vader, wou gehad het? En ek dink die antwoord op wat onderliggend lê aan Jesus se uit hierdie dorp uit beweeg, kry ons in ons teksgedeelte. As Jesus sê, ek moet aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Ek dink die antwoord lê in hierdie woorde van Jesus. En net so 'n kantaantekening, ek het al baie verhale van sendelinge gehoor, ek het al baie getuienisse gehoor, ek het al baie van dominees gehoor wat suksesverhale het wat hulle vertel, maar ek het nog nooit so 'n verhaal gehoor nie. Dat iemand as gevolg van sy sukses uit die dorp uit moet pad gee. En tog besluit Jesus om uit Kapernaum uit te gaan. So hy vlug uit Kapernaum na 'n verlate plek toe. Hoekom? Om weer perspektief te kry op sy Godgegewe taak en sy identiteit. Jy sien, dis hoekom God alleentyd nodig gehad het. Hy moes weer perspektief kry op sy Godgegewe taak en sy identiteit. Wie is ek? En wat het my hemelse Vader my gestuur om te kom doen? Ek is gestuur om sy koninkryk hier op aarde te laat kom. En Jesus vind daardie antwoord in die plek van afsondering. Sien vriende, dit is maklik om in die skares te vergeet wie jy regtig is. Dis maklik om in die skares van die lewe jou identiteit te verloor. En elke dag het ons 'n klomp skares rondom ons wat 'n deel van ons identiteit vorm en 'n deel van ons identiteit wil hê en 'n deel van ons aandag en ons tyd wil hê. Ja, ons het die werksplek skare. Ons het die kerkskare, die geloofsgemeenskap. Ons het die familieskare. Ons het die skare van toekomsverwagtings en sukses en ideale en drome en ek kan so aangaan. 'n Klomp skares wat elke dag rondom ons is. En elkeen van hierdie skare het sy eie agenda. Want die werkskare definieer jou in terme van produktiwiteit. Hoeveel werk kry jy in 'n dag gedoen? Dis wat hulle wil weet. Dis wat die werkskare van jou vra. Die kerkskare, hoe skeef getrek dit ook al is, maar dis baie keer die opinie wat jy hoor,
Die kerkskare definieer jou in terme van vroomheid. En ek sê skeefgetrekte opinie. Die sportskare definieer jou in terme van hoe goed jy is. Veral ons kinders op skool. Vriende, ons kinders moet mos aan elke liewe sportaktiwiteit bywoon. En dan moet hy nie net dit bywoon en doen nie, hy moet ook die beste daarin wees. En dan moet hy of sy op die top 10 akademies wees, en as daar buitemuurse aktiwiteite, want dit identifiseer jou. Vriende, dit is nie volhoubaar nie. Dit is nie volhoubaar nie. Ek luister nou die aand weer van die hoof van meisies hoër Oranje skool daar in Bloemfontein, wat sê die skole verloor fokus. Hulle is daar om ons kinders op te voed. Sport is daar om hulle afleiding te gee. Maar ons het hierdie monster geskep. En nou definieer dit ons wie ons is. Ek moet die beste in alles wees, anders is jy nie in nie. Jy sien, dis wat die sportskare van ons vra. Dan kry jy jou familieskare. Jou familieskare definieer jou aan hoeveel tyd jy saam met hulle spandeer. Daai kwaliteit tyd wat jy saam met hulle spandeer. Jy sien, die skare van toekomsverwagting en sukses en ideale en drome sê vir jou wat jy moet aantrek, hoeveel jy moet weeg, hoe jy moet lyk, hoe jy moet optree. En op die einde van die dag het al hierdie goede invloed op wie ons is. Hierdie skares definieer ons. Dit bepaal ons identiteit. Nou, Jesus was baie lief vir die skares gewees. Hy was duidelik daaroor dat dit sy roeping was om die skares te dien. Maar Jesus het nooit toegelaat dat die skares vir ons voorskryf nie. Hy het nooit toegelaat dat die skare vir ons moet sê hoe hy moet optree nie. Die skares, as ons maar net kyk na die teksgedeelte voor ons skrifgedeelte, daar in Lukas 4 vers 16 tot 31, dan is Jesus in sy tuisdorp. En die skare daar hoor wat van hom gesê word, hulle hoor wat hy gedoen het, hulle het dit self beleef en gesien wat hy gedoen het, hulle is trots op hom, want hoe kan so 'n man nou uit Nasaret uitkom? So hulle is baie trots op hom. Daar in Lukas 4 vers 22 sê hulle was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond uitkom. Hulle was beïndruk met Jesus. Maar toe Jesus begin vertel van die koninkryk van God en God se medelee vir die heidene en vir die sogenaamde onreines, dan wil hulle Jesus van 'n kraans afgooi. Dieselfde mense wat nou net verwonderd was oor die woorde wat hy spreek, wil hom van 'n kraans afgooi. Want terwyl hy gesê het wat hulle wou gehoor het hulle van hom gehou. Maar Jesus het nie gesê net wat hulle wou gehoor het nie. Hy het gesê dit wat sy hemelse Vader in sy hart geplaas het, want sy identiteit lê in sy Vader. Al wou hulle hom van 'n kraans afgooi, het hy gesê wat sy hemelse Vader wou gehad het. Jesus het nie toegelaat dat die skares vir ons voorsê wie hy behoort te wees nie. Al wou hulle hom van die kraans afgooi. Daarom onttrek Jesus hom ook van die skares, om weer te gaan pyns en tot verhaal te kom van wat is my identiteit? My identiteit lê in my hemelse Vader en wat is my roeping? Hoekom het hy my gestuur na hierdie wêreld toe? Jy sien vriende, as jy toelaat dat die skares in jou lewe jou definieer met wat vir hulle aanvaarbaar en reg en goed is, gaan dit jou lewe oorneem. Dit gaan jou lewe oorneem. Dit gaan al jou tyd in beslag lê om te probeer wees wat die wêreld wil hê jy moet wees. Maar nie noodwendig wat God wil hê jy moet wees nie. Paulus sal later in sy briewe sou hy daarna verwys om te sê ons moet onthou ons is maar bywoners en tentwoners en vreemdelinge in hierdie wêreld. Miskien omdat ons identiteit naderhand makliker in die wêreld vind, slaan ons permanente strukture hier op. Word ons gemaklik in hierdie wêreld. Jy sien, ons is nie meer bywoners en vreemdelinge nie. En die eerste ding wat die skare gaan doen, is om daardie persoon wat God geskep het te vat en hom of haar
van die afgrond af te gooi. Dis die eerste ding wat die wêreld gaan doen. Daarom as Jesus Christus dan die geïnkarneerde van God is, wat van die skare af moet wegkom, dan kan ons ook verseker weet, dat daar tye in ons lewe is, wat ons ook van die skare af moet wegkom. Dat ons moet wegkom, om weer ons identiteit en ons roeping in God te vind. Om na 'n plek van afsondering te gaan, om die veel eisende skares agter te laat, om daardie verwagting om suksesvol te wees, net vir 'n slag op sy te sit. Om alleen tyd saam met God, jou skepper, deur te bring. Want hy is mos die enigste een wat jou regtig reg kan definieer. Want hy het jou gemaak. So hy is die enigste een wat jou regtig reg kan definieer. En vriende, ek wil u uitnooi om as jy 'n tydjie het, sommer deur die evangelies net te blaai en te kyk hoeveel keer die Here Jesus Christus homself afgesonder het. Ons kry dit in ons teksgedeelte, as ek sommer so vinnig dink. Ons kry dit by wanneer die 5 brode en 2 visies vermeerder word, reg daarna, dan gaan die Here weg van almal af. Ons kry dit in die tuin van Getsemane. As die Here gaan bid, dan vat hy eers 3 van sy disippels saam en dan gaan hy alleen verder. Jy sien, dit is baie meer algemeen as wat ons dink. Ons almal het 'n tydjie alleen nodig saam met God, waar ek en jy weer duidelikheid kan kry wie ons is. Ons is geskape as beelddraers van God, en hoe jy as 'n beelddraer van God se koninkryk moet laat kom, daar waar jy woon en werk en ontspan. Sien, ons moet ons dus afsonder. Want om jou af te sonder, gaan daaroor om te besef, wie is jy, en ook wie sin is jy? Jy is die geliefde van ons Here, en ons vergeet dit net te maklik. En onwillekeurig dink ek nou aan die liedjie wat Bernice West die laaste tyd 'n groot treffer mee gehad het. En die liedjie sal julle almal ken. Dis eintlik meer vir die jong mense wat hom baie meer sing, maar die liedjie is lyfie. Ons ken die woorde. Die Here het my mooi gemaak. Die Here het my baie mooi gemaak. Hoekom resoneer dit met ons? Hoekom is dit so groot treffer? Want dit resoneer met ons wese. Die Here het ons mooi gemaak. Dis deel van ons identiteit. Dis hoekom dit 'n treffer is. Dit resoneer met wie ons in Christus Jesus is. En in 2025 gaan 'n besige jaar wees, net soos 2024 en die jare voor dit. Maar ons sal moet tyd maak. Ons sal moet tyd maak om onsself af te sonder. Want hoe het ons weer hierdie Kersfees gesing, hoe die engele die eerste keer dit gesing daar in Lukas 2 vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Wat beteken dit as die engele sê in die mens in wie hy 'n welbehae het? Welbehae beteken, dit is 'n omvattende gedagte van om genoot te wees met iemand, om vreugde te vind in iemand, om goedkeuring te gee van daai persoon. Dis wat reg in Genesis 1 en 2 staan, as God die mense gemaak het, dan sê hy, al die ander dinge was goed, maar toe hy die mens maak, was hulle baie goed. Sien vriende, daar's geen voorwaardes daaraan nie. Niemand kan enige voorwaardes byvoeg nie. Ook en veral nie ons skares wat ons elke dag rondom ons het nie. Want die Here het my mooi en goed gemaak. Hy het my baie mooi en goed gemaak. En ek sluit af. Weer eens, Jesus het die skares lief gehad. Hy was lief vir die skare en hy roep ons op om ook die skares lief te hê. Maar as jy enige blywende invloed of nut vir die skares in jou lewe wil wees, moet jy iets blywend vind. En waar vind jy iets blywend? By die God wat was en is en wat kom. Wat altyd daar is, wat blywend is. En daarom is die oproep dat ons in 2025 sal tyd maak.
sal tyd maak om by die Here uit te kom. Dat ons sal tyd maak om ons af te sonder. Want wanneer ons afsonder voor en by die Here, dan vind ons iets blywend, wat vir ons hoop en krag gee vir 2025. Mag elkeen van julle gereeld afsonder in 2025. Amen. Nou ons gaan so sit, dan gaan ons nog 'n lied sing wat ook 'n gebed eintlik is. Lied 519. Wees stil en weet ek is die Heer. Kom ons antwoord so op die woordverkondiging. Here, skenk vir ons in 2025 genoeg ruimte, genoeg tyd, dat ons kan stil raak en weet, U is die Heer. Dat U vir ons die krag gee, dat U vir ons sorg, dat U vir ons dra. Sodat ons met daardie hoop en daardie wete en daardie versekering kan gaan leef, daar waar woon, werk en ontspan. Dankie Here vir nog 'n jaar wat ons gehad het om as geloofsgemeenskap saam te kan en mag wees. Maar Here, U ken ook die hartseer in hierdie tyd van geliefdes wat ons vooruit gegaan het. En daarom vra ons Here dat U ons sal vertroos en sal krag gee, ook in 'n tyd wat ons hartseer is. Maar Here, gee vir ons dan ook die energie en die opwinding om 2025 aan te pak, sodat ons iets blywends vir die skares in ons lewens kan gee, wat U naam tot eer sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan die offergawes by die deur opneem, en daarom gaan ons nou afsluit met 'n gebed ook. Die gebed, lied 286, Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skade by U staan. In 2025 wil ons net in U skade weer die hele tyd wees. Kom ons staan en sing ons tot eer van die Here. Ekskuus. Ag, jemel, het ek kon vergeet om hom oor te trek. Ken julle die woorde? Nou moet ons, kom ons sing hom, ek gaan probeer hard voorsit, met dalk nie my luidspreker afsit nie, Cornel, dan gaan ek voorsing. Kom ons sing lied 286.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.